Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag spandeer ons saam tyd in Genesis 27, wat vir my nogal een van daardie ontstellende hoofstukke in die Bybel is. Die is nie 'n storie van helde nie. Dis 'n storie van manipulasie, leuns, verdeeldheid en bitterheid. En tog, in die middel van al hierdie gebrokenheid, sien ons hoe God se wil en soewereine plan nog steeds seëvier. Hier sien ons 'n gelowige gesin wat aan God behoort, maar waar niemand mekaar vertrou nie. Isak wil Esau seën. Al het God reeds gesê die oudste sal die jongste dien, soos ons dit daar in Genesis 25 gelees het. Rebekka probeer God help deur bedrieglike planne te maak. Jakob is bereid om te lieg om sy plan te laat werk. En Esau wil die seën hê, maar het vroeër reeds sy eersgeboorte reg verkoop vir 'n pot lensiesop. Nie een van die mense kan die eer kry dat God se plan nog steeds geseëvier het nie. Hierdie gedeelte herinner ons dat God werk nie net deur perfekte mense nie. As ons nou eerlik met onsself moet wees, hoe dikwels gebeur dit nie in ons huise nie? Ons glo in God, maar ons vertrou hom nie volkome nie. Ons bid, maar dan begin ons planne maak. Ons ken die beloftes, maar ons probeer dit self op ons eie tyd en ons manier laat gebeur. Rebekka het geweet wat God beloof het. Sy het net nie geweet hoe om te wag nie. Daar is baie gelowiges wat soos Rebekka is, wat probeer om God se profesieë en beloftes self te laat gebeur. Ons dink ons help God, maar ons maak dit eintlik net moeiliker. Rebekka se plan het verseker gewerk. Jakob het die seën gekry, maar kyk na die prys wat dit hulle elkeen gekos het. Jakob moes vlug. Esau word 'n bitter mens. Isak bewe van skok en Rebekka verloor vir altyd haar geliefde seun. Jy sien, wanneer ons dinge so manipuleer om God se wil te laat gebeur, bring dit net pyn, selfs al word God se plan uiteindelik vervul. Ons sien in vers 19 en 29 hoe Jakob openlik vir Isak lieg, toe hy vir hom sê, ek is Esau, u eersgeborene. Hy gebruik selfs God se naam in sy leuns. Die Here, u God, het dit vir my laat gebeur, sê hy. En tog, te midde van hierdie sonde wat hy doen, ontvang hy wel die seën. Nie omdat hy dit reg gedoen het nie, nie omdat hy dit verdien het nie, maar omdat God hom reeds gekies het. Dit wys vir ons dat God se seën rus uiteindelik op sy genade, nie op menslike perfeksie nie. Maar let op wat gebeur toe. Jakob kry die seën en moet dadelik vlug. Jy sien, God se genade verwyder nie altyd die gevolge van ons optrede nie. God kan ons gebruik, selfs al maak ons foute, maar ons moenie dink dat sonde geen gevolge het nie. In vers 34 lees ons van hoe ontsteld en hartseer Esau was. Hebreërs 12 waarsku my en jou ook oor hom, waar ons lees in vers 16 en 17. Laat niemand 'n hoereerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eersgeboorte reg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Esau het die seën met trane gesoek, maar dit was te laat. Jy sien, Esau was hartseer oor wat hy verloor het, maar nie oor hoe hy geleef het nie. Vroeër toe hy gesê het, wat help die eersgeboorte reg my? Hy het sy geestelike erfenis vir 'n bord kos verkoop.
Nou ewe skielik wil hy die materiële voordele hê. Hoe dikwels gebeur dit nie vandag, dat mense ook geestelike dinge minag, wanneer dit eenvoudig lyk, maar wanneer die voordele weg is, huil hulle daaroor. Ons moenie ons geestelike erfenis gering ag en God se dinge verruil vir tydelike bevrediging nie. Julle sal saam met my stem, dat hierdie hoofstuk nie vir ons 'n perfekte familie wys nie, maar 'n getroue God. Dalk sit jy ook vandag met spyt in jou hart, want jy het ook dalk foute gemaak, of manipulerende besluite geneem, of jy sit dalk ook met 'n gebroke familie en met bitterheid in jou hart. Dan sê Genesis 27 vandag vir jou, God se doel met jou lewe kan nie gekanselleer word deur jou verlede nie, maar hy sal jou vorm, hy sal jou leer en hy sal jou verander. Jakob het begin as 'n bedrieër, maar God het hom verander in Israel. So werk God nog steeds. Hierdie hoofstuk herinner vir my en jou vandag, dat ons nie God moet probeer help nie. Ons moenie ons geestelike erfenis verruil nie, en ook nie bitter word wanneer dinge nie na ons kant toe gaan nie. Vertrou die Here. Sy wil is sterker as menslike planne, en sy genade is groter as menslike mislukkings, en sy seën rus uiteindelik op sy belofte, nie op ons prestasie nie. Julle moet 'n mooi en geseënde dag hê. Totsiens.